Ek is vandag hier by grafte wat ons hier op die plaas ontdek het van mense wat aan die begin van die vorige eeu hier begrawe is. Die enigste name wat nog sigbaar is op die grafte is die van 'n ene Cornelius Dou Cronje. Ons weet niks van hierdie mense af nie, ons weet nie waar hulle vandaan kom nie, en al wat van hulle nagedagtenis oorgebly het, is 'n paar klippe onder 'n ou soedoringboom. En dit laat 'n mens eintlik so bietjie hartseer voel om te dink dat almal van ons so in die niet gaan verdwyn. Dat jou lewe letterlik so kan doodloop. En toe ek die eerste keer op het afgekom het, het ek ook so bietjie hartseer gevoel. En dit het my laat dink aan my eie dood en ek het begin wonder, maar hoe gaan ek tot sterwe kom? Eendag, my ou dag of binnekort, van 'n lang siekte of 'n ongeluk of 'n beroerte, ons weet nie. En ek en jy gaan waarskynlik ook opeindig as 'n houtkussie in 'n gedenkmuur of 'n graf tussen onkruid. Van vergeet. Baie mense probeer dit egter verhoed. Hulle probeer onthou word. Onthou word deur indrukwekkende dinge te doen of seker te maak dat baie mense hulle ken of dat hulle name in boeke opgeskryf word. Maar almal van ons gaan uiteindelik tot sterwe kom. Ons kan nie voortleef deur ander mense nie. Maar hier onder hierdie soedoringboom het ek ook geleidelik rustigheid in my hart begin kry. En besef dat ek eintlik nie sou omgee om soos oom Dou Cronje hier eendag iewers onder 'n soedoringboom begrawe te lê nie. Ons almal gaan uiteindelik in die doodloopstraat van die graf beland. Dis oukei om van vergeet te word. Ons almal se lewe gaan eindig in daardie kuldesak sonder omdraai. Terloops, kuldesak beteken letterlik onder in die sak. Die eindpunt van die sak. Daardie doodsak wat oor jou toegetrek word, of die laken wat oor jou kop gegooi word wanneer jy jou laaste asem uitgeblaas het. Ek dink dis maar die verloop van die lewe. Dis eers 'n oploop, dan 'n afloop, en dan 'n doodloop in 'n sak. Jesus loop deur Galilea, Samaria, Judea, en hy loop die agterpaadjies saam met agtermense. Hy loop in daai doodroepstraatjies in, tussen die gehuggies in. Hy loop tussen die grafte en die ashope en die melaatses in. En so in die loop knoop hy mense se doodloopsakke oop. Laat hy hulle uitkom in die lig, selfs al weet hy dat sy lewe ook in die dood gaan eindig. Hy weet hoe dit gaan gebeur, maar dit laat hom nie ophou loop nie. Dit laat hom nie wegkruip nie. Ons lees in Matteus 20 vers 17 en 18, terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad is, terwyl hy geweet het, hoekom hy soontoe op pad is, het hy die 12 disippels op sy geneem. En so in die loop, het hy sy dood vir hulle aangekondig. Het hy vir hulle gesê wat met hom gaan gebeur. Terwyl hy oor sy dood praat, loop hy in die rigting van sy eie dood. Want hy weet, op pad soontoe moet hy nog baie sakke oopknoop. En daar op die kobbie en koppie, waar sy kruis in die grond geplant is, en waar hy hang tussen hemel en aarde en hel, ruk hy die doodsakke van ons koppe af. Hier in die stilte van die natuur, onder die soedoringboom en die vergete grafte, kom al vir my vrede. Vrede oor my eie doodloopstraat. Want my sak is oopgeknoop.
Selfs al gaan die laken vir oulaas oor my kop getrek word. Ek hoef nie onthou te word nie. Maar mag ek en jy soos Jesus voluit loop, vorentoe loop, met hoop loop. Al weet ons van die kuldesak wat wag. En mag ons so in die loop ander mense se sakke help oopknoop. Mag mense, al onthou hulle nie ons name nie, al onthou hulle ons glad nie, mag hulle ons dade van genade onthou. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Bly by my hier, terwyl die skemer. Hoe was jou laaste tree, Cornelius Dou Cronje? En wat het jou laat vasloop teen hierdie regop steen? Het jy vooraf reeds geweet, jou paadjie is hier afgemeet? Wie het met sorg die letters een uitgekerf? En wie het, toe jy sterf, jou stille rustplaats uitgesoek? Wie het in hierdie harde aarde jou laaste lêplek voorberei? Waar is jou roubeklaars en jou blomstrooiers, jou kusdraers en jou grondgooiers? Nou is jy net 'n doodloopsteen, 'n dowwe merker in die skadu van tyd vir ons geleen. Dou Cronje, sal jy onthou word, as jou naam ook soos jou storie in onleesbaarheid verval? Sal iemand steeds die letters van jou dade voor kan lees? Daar was 'n man lank gelede wat sy merk gemaak het. Wie hy was is al vergete, maar wie hy aangeraak het, dit is onsterflik.